En so lê daar nou weer 'n splinternuwe jaar voor jou en my. En wanneer 'n nuwe jaar kom, dan gebeur daar goed met mense. Dis asof hulle reset. Dis asof hulle sê, goed, is verby, ek kan weer iets nuuts begin. En dis natuurlik 'n goddelike ding, né? Dis God wat altyd kom sê, altyd is daar 'n weer begin. En so lê daar nou 'n nuwe jaar weer voor elkeen van julle, voor my, voor jou. Van ons is oud, van ons is baie jonk, maar elkeen van ons het hierdie nuwe jaar in ons hande. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Ons wil met God praat oor die nuwe jaar. En ons wil met hom praat oor die ou jaar. En van ons glimlag terwyl ons met hom daaroor praat. Van ons gooi stoele rond en ons skop gate in deure en ons is nie gelukkig oor die ou jaar nie. En ons begin al sommer klaar skeef kyk na die nuwe jaar. Dis nou maar deel van mens wees, nê. En ons is nog steeds besig met die gebed wat die Here vir ons kom gee het oor praat met my oor die dinge van jou lewe. Moenie skynheilig wees nie. Kom sê vir my hoe jy voel. So van ons het 'n redelike harde gesprek met die Here. En weet julle, is so interessant dat die een wat ons behandel nou, kom ek lees hom vir julle. Here, gee my vandag en in 2025 my daaglikse brood. Is dit nie die ding nie? Hoe gaan my versorging wees in die volgende jaar? Gaan dit 'n gelyk pad wees? Gaan dit 'n maklike pad wees? Gaan dinge vir my uitwerk? Gaan die brood wat ek ontvang van die hemelse Vader brood wees wat ek nodig het? Of gaan dit de mekaar wees? Gaan ek party dae wonder, waar gaan dit vandaan kom? Hoe gaan ek dit op my tafel kry? Elke mens wil so graag hê dat die jaar wat vir hom voor lê 'n jaar is waarin hy sy daaglikse brood gaan ontvang. En dit beteken dat dit wat jy nodig het, gaan jy kry. Maar as ons dit bid, dan moet ons weet dat daaglikse brood beteken nie oorvloed noodwendig nie. En dis die eerste dingetjie wat ek bietjie met julle oor wil praat. Daaglikse brood beteken Here net genoeg vir vandag. Genoeg sodat ek vandag kan deurgaan en aan die einde van die dag kan gaan slaap. Here, gee vir my daaglikse brood. Nie Here, gee vir my so baie dat ek nie weet wat om dit te doen nie. Hy sê, vra net genoeg. Die vraag natuurlik is, wanneer is genoeg genoeg? Wat is vir jou genoeg? Dink bietjie daaroor. Wanneer is genoeg genoeg? Wanneer is daaglikse brood wonderlik? En ons moet hieraan dink, want as jou verwagtinge te veel is en te hoog is en te wyd is en te wêrelds is en te ingestel is op dit waar jy is en wat om jou gebeur, die mense wat langs my, the Joneses, ek moet by hulle uitkom, ek moet by die ander uitkom, my kind moet wees soos 'n ander kind en my vrou moet lyk soos daai vrou. Wanneer jy jou brood onhaalbaar kom maak, dan help dit nie as jy bid hierdie gebed nie. Want dan word alles eintlik nie genoeg nie. En dan
gaan hierdie jaar 'n ondankbare jaar wees, 'n jaar waarin niks het uitgewerk nie. Miskien moet ons weer terugkom na die basics toe. Miskien moet ons gaan sê, Here, help my dat as ek met U praat oor my brood, dat dit genoeg sal wees vir my. Dat ek sal besef wat U vir my wil gee. Dat ek sal raak sien dat ek dikwels as brood sien, nie eintlik brood is nie. Want wat is hierdie brood? Dis die volgende vraag. My daaglikse brood. Vir een is dit 'n splinternuwe pos. En vir die ander een is dit 'n werk wat miljoene rande betaal. En vir 'n ander een is dit net 'n broodjie. Ons het so verskillende insig op daaglikse brood. Miskien moet ons weer by die Here gaan sê, Here, wat sal vir U aanneemlik wees as daaglikse brood? Here, wat sal my dankbaar maak? Wat sal my in dankbaarheid laat lewe? Wat sal my tevrede maak en harmonie in my hart veroorsaak? En so lê die jaar nou voor jou. Ek wil julle tog kom vra, kom ons doen dit op hierdie manier. Kom ons gaan sê, Here, ek het baie drome, ek het baie wense, ons maak ons daai nuwejaarslysie en dan gaan skryf ons neer wat in hierdie jaar. Kom ons hoor ook sommer by hom, Here, wat wil U hê moet ek op die lysie skryf van my daaglikse brood? Want wanneer dit uit sy Vaderhand kom en vir jou gegee word en jy sien dit raak, dan ontplof daar 'n dankbaarheid. En dan maak dit nie eintlik saak hoe hierdie jaar gaan wees nie. Want dit is 'n jaar saam met God. Dit is 'n jaar saam met die mense wat hy vir my gegee het. Dit is 'n jaar saam met alles wat uit sy Vaderhand na my kant toe kom. Mag dit 'n wonderlike jaar vir jou wees, my liewe kind.